OK julle, ons gaan vandag die opsomming van Prediker doen. Ek glo nie dit gaan 'n baie lang een wees nie, maar daar is belangrike aspekte van Prediker wat 'n mens wel na moet kyk. En dan ook, ek dink wat baie belangrik is, jy moet Prediker verstaan. As jy dit nie mooi verstaan nie en jy lees net die boek van Prediker, dink ek gaan jy baie negatief raak, want jy gaan al wat jy daaruit gaan vat is dat dit help nie om iets te doen nie, want is alles te vergeefs. En is belangrik dat dit is nie heeltemal die waarheid nie. Dis juis die idee om te verstaan dat om te jaag na vleeslike dinge, goed vir jouself bymekaar te maak en ja, moet my nie verkeerd verstaan nie, mens moet leef. Jy het kos nodig en al hierdie goeters, dit is absoluut die waarheid. Maar dit moet nie vir jou 'n god raak op die einde van die dag nie. Jy weet, ek dink altyd aan die stukkie wat sê, jy weet, ek gee vir die mossies kos, hoekom sal ek nie vir jou kos gee nie? En dan kan jy dit nou verder vat na Elia toe, wat die kraaie vir hom kos gebring het, byvoorbeeld. So, mens moet altyd onthou in perspektief hê, want eintlik wat Prediker maar vir jou sê, in die eenvoudigheid van die boek, ja, alles is te vergeefs. En jy moet verstaan dat as jy weet, jy werk na 'n lewe na hierdie vleeslike lewe wat ons van weet. En dis baie belangrik om daai konsep te verstaan, en dan maak Prediker vir jou baie meer sin, glo ek ook. Want jy moet altyd die Vader vooraanstel. Maar op die einde van die dag, as jy hom vooraanstel, is dit nie te sê dat daar altyd wat is daai Engelse sê ding nou van sunshine and roses is nie. Daar is maar moeilike tye. Jy weet, daar's nou byvoorbeeld een van die opskriffies in Prediker is die strewe na wysheid bring geen geluk nie. En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dit is so. As jy gaan kyk na vandag se tye en jy gaan kyk van die goed van reg van die eiland ou, as ek hom so kan stel, reg deur tot die goed wat in vandag se tyd gebeur daagliks op die nuus. Jy weet, dit is nie dit is nie noodwendig 'n lekker ding om te verstaan en te weet wat is besig om eintlik te gebeur nie. Maar in dieselfde asem, as jy ook in Prediker lees, sal jy agterkom, hy sê ook vir jou, dat 'n rykdom gee ook nie vir jou geluk nie. En vreugde en rykdom, jy weet, so jy moet gaan besef wat is belangrik vir jou. Wat is die goed wat vir jou hierdie lewe die moeite werd maak? En mense moet my nie verkeerd verstaan nie, as dit rykdom is, dan is dit rykdom. Maar vir my persoonlik, familie, jou kinders, jou vrou, dit is die goed wat my gelukkig maak. En dit is belangrik dat 'n mens dit verstaan en daarna toe werk, wat nou nie beteken jy gaan noodwendig ryk wees nie, maar dit gaan ook nie, jy weet, daar is sekere aspekte en sekere goed wat wel moet gebeur, wat realiteite is. Dan 'n ander ding wat belangrik is, wat ons ook nie moet verkeerd verstaan nie. Daar is tye vir alles. Jy weet wat hulle praat van 'n Prediker, jy weet, 'n tyd om te veg, 'n tyd om te bou, 'n tyd om af te breek, jy weet, al daai goedjies. En ek glo ons staan nou op 'n tyd waar ons, as jy kyk na net ons land alleen, gaan ons deur 'n tyd van afbreek, wat ek glo maar gewoonlik gevolge word deur 'n tyd van oorlog. En dan daarna 'n tyd van vrede en weer herbouing. So, mens moet verstaan, daar's 'n rede hoekom 'n mens ook deur sekere goed gaan. Want dis alles ter voorbereiding vir die tyd wat vir jou voorlê. Nou, weer 'n keer, sekere mense is dit nie
is nie nodig dat as jy nou nie my siening insien, dat jy hoef te dink jy is verkeerd of wat kom glad nie. Ek glo dat elke ou het sy doel en dien sy doel uit soos wat hy moet. En dit is wat dit is. Jy weet net soos wat ek glo, daar's 'n sekere doel wat ek moet verrig. Het die ander persoon dalk ook 'n doel wat hy moet verrig. En ons moet verstaan dat ons is nie dieselfde nie, ons gaan ook nie noodwendig altyd alles dieselfde sien nie. Maar dit is belangrik, jy weet as jy Prediker ook verder lees, dan is daar, jy weet, daar sommige stukke wat sê jy weet, dis nie moeite werd, dit klink amper af, of dit nie eers die moeite werd is om te leef nie. Maar die kern van die hele Prediker boodskap is, jy moet die Vader vooraanstel, en hy sal bepaal, is waartoe jy moet gaan, en wat jy moet doen. Ek het al 'n paar keer in my lewe gesien, mense wat suksesvol is in die lewe, maar sielsongelukkig is. En dit is maar presies wat die boek Prediker ook maar vir jou eintlik sê. Jy weet, en dan as jy nou later kyk in die boek, staan daar ook nou maar die rampe van die lewe, help jou met wysheid. Jy weet, dit is nou weer, om maar baas net vir jou te sê, dit is ter voorbereiding vir die goeie wat vir jou voorlê. Dan is daar, jy weet, dit praat ook van jy moet die goeverment eerbiedig, jy weet, luister na die goeverment, maar ek dink iets wat ons baie keer ook uit perspektief uit verloor, onthou as jy die Vader eerste stel, en die goeverment doen nie wat die Vader se instruksie is nie, dan is daai goeverment nie waardig nie, om ewen 'n goeverment te wees nie. Maar die Vader stel die leiers aan. En baie keer as hy hierdie leiers aanstel, is dit as gevolg van 'n strafgerig, en dit is hoekom 'n mens baie keer sit waar jy sit. Dan dwaasheid is 'n groot ding. Jy weet, dit help nie om dwaas te wees nie. Ek dink is een van die grootste goed wat jy verkeerd kan doen in die lewe is om 'n dwaas te wees. En wat 'n dwaas nou maar is die ou wat nie wil luister nie. Hy is te hardkoppig om te luister vir die goed wat voor lê. Jong, ja, dit is maar 'n moeilike een. Ek wil so 'n stukkie net lees weer uit Prediker uit. Vanaf hoofstuk 10. Dooie vlee laat die salf van die apteker stink en bederwe. 'n bietjie dwaasheid weeg swaar, as wysheid as eer. Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links. Wyse woorde, weer 'n keer, om na te kyk, selfs in vandag se tyd hoe die goede maar uiteengesit is. Ek voel altyd dit is baie beter om iemand te help as jy kan, maar moet ook nie uit perspektief uit verloor, dat jy kan nie, as jy nie die vermoë het om iemand te help nie, dan is dit nie jou plek om daai persoon te help nie. Ek hoop dit maak sin wat ek sê. Dit help nie, jy wil mense net links, regs en voor help nie. Meeste van die tyd ken mense wat dit maar gewoonlik doen tot hulle eie, jy weet, hulle is slegter af om deur mense te help. Maar deur dit te gesê het nou, op die einde van die dag, voel ek altyd, as jy kan, moet jy mense help. Maar as jy nie kan nie, is daar 'n rede daarvoor. Want dit is nie jou plek om hulle te help nie. Die Vader het 'n plan met elke liewe persoon en elke liewe gees. Belangrik daai stuk van aan die einde van Prediker van jy moet jou jeug geniet, maar weer eens binne die perke van wat die Vader se woord sê. So dit beteken nie jy kan maak net wat jy wil en rof en dof gaan nie. En dan wil ek net een laaste stukkie lees wat uit Prediker 12 kom, vanaf vers 11.
Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers diep ingeslaan. Is die versamelde spreuke, hulle is deur die enige herder gegee. So is belangrik, dis hoekom baie keer as iemand vir jou iets sê en hulle wil jou help, dan word jy baie keer kwaad daaroor. En hoe dit eintlik moet wees, is jy moet nie kwaad word nie, jy moet eintlik hartseer word. Want dit beteken dis iets waarop jy gefaal het of wat jy gemis het. En dit is nou nie noodwendig alles jou skuld nie, jy is eintlik nie so belangrik nie. Baie van daai goed is maar deel van die Vader se plan. En dis hoekom, jy weet, soos ek sê, die boek ook baie belangrik is, maar laat jy hom wel verstaan binne perspektief en nie sekere goedjies net daar uithaal en van daar af doen nie. Gaan luister gerus weer die boek waar ek gepraat het en vertel het en dan behoort hierdie vir julle ook sin te maak en dan kan julle seker maak dat julle verstaan dat die Vader is die leidsman, hy moet vooraan wees in alles wat jy doen. En as jy dit doen, dan hoef jy nie te bekommer oor enige iets in jou pad wat vir jou voorlê nie. En al gebeur daar slegte dinge met jou. Die realiteit is die volgende, dat dit is wat hy vir jou beplan het. So, jy kan baie keer jou eie kop volg en dan streel jy die kat, maar daar is weer maniere om weer terug te kom. En die Vader maak vir jou daai deure oop. Moenie 'n fout maak nie, maar jy moet tog in jou eie wese ook verstaan waar het jy aangejaag en nie hopelik dieselfde ding doen nie. En dis maar my opinie mense, dis maar hoe ek dit sien. Ja, dan praat ons weer. Bye bye.